Goedemorgen, dit is woensdagoggend, die 3 Juni 2026 en ek groet julle oude gewoonte. Hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ja, goeie nuus is natuurlik dat die dieselpryse moet ongeveer R2,62 per liter afkom op die hoërgraad diesel, die skoner diesel en natuurlik petrol wat opgaan met R1,43 per liter en dit lyk tog asof daar so stadig aan 'n stabilisering in hierdie wegholpryse kom wat ons ervaar het. En dat die eerste tekens is dat daar 'n bietjie meer normaliteit sal kom, maar natuurlik sal ons nooit weer daal na die pryse van voorheen nie. Daar mag wel verligting wees, maar delikate sprongetjies van verligting sodat almal daaroor baie tevrede moet voel, maar eintlik is dit heeltemal geoorprys. Maar eendag kan ons 'n bietjie gesels oor wat het geword van Sasol, wie het Sasol gebou, wie het met elke liter brandstof R1 moes afstaan vir Sasol se ontwikkeling en bouery. En vandag het ons geen voordeel uit dit wat vir ons mense geskep was nie. Maar vanoggend wil ek stil staan met 'n baie eenvoudige vraag oor hoe maak ons kinders groot? En ek wil vir julle hierdie video speel om daarmee af te skop. Dan kyk ons daar, dan sê daar, the children are our future. Ons kinders is ons toekoms, so sê ons natuurlik baie graag. Maar kyk net, wat gaan hier aan? Dit natuurlik daar in Tembisa, 'n skool wat uitkom, waar terwyl hulle uitgaan kan jy hoor hoe skree hulle ba ba en dis nou hierdie hele rand van kill the boer, kill the farmer wat al op jong ouderdom in hulle ingeprent word. Nou herhaal ek die vraag rondom hoe maak ons kinders groot in die verdagte tyd waarin ons lewe. Toe ek self 'n kind was, het jy van klein dag af geweet dat ergens daarbo in die operasionele gebied is daar 'n oorlog aan die gang en ons sal mettertyd daar ons deel moet gaan doen. Maar vandag sien jy mos op baie platforms hoe mense beweer hulle was gedwing, geforseer om te gaan gepressurize in 'n militêre omgewing in. En ek het nooit enige persoon geken wat nie daarheen wou gaan nie. Niemand uit my generasie wat ek van weet, behalwe miskien 'n paar dwelmverslaafdes daar in die middestad van Johannesburg, wat nie hulle deel vir Suid-Afrika wou gaan doen het nie. Dit is vandag baie populêr om te praat rondom die emosionele skade wat aan ons as jong mense aangerig is met grensdiens, die oorlog aan die grens. En ek kan vandag nog nie verstaan waar dit vandaan kom nie, want ongeveer 90% van almal wat ooit op die grens gedien het, diens gedoen het, het nooit kontak met enige vyand gehad nie. Dit was 'n veiliger plek, 'n 100 keer veiliger plek as 'n gewone dorp in Suid-Afrika vandag. Min mense het kontak gehad, min mense het deur die, kom ons sê, die trauma van fisiese oorlogvoering gegaan, maar dit is juist daardie mense wat vandag pleit oor hoe hulle
gemishandel was, geforceer was om dinge te doen wat hulle nie wou doen nie, en wat eintlik op die ou einde van die dag 'n soort, in my oë, 'n skande is om so iets kwyt te raak. Ek was 'n trotse soldaat, ek het daarvan gehou om daar te wees. En elke vriend wat ek ooit in my lewe gehad het, wou daar wees. En elke vriend wat ek vandag nog het, wou daar wees. En ek het ook nie vriende wat aan hierdie sogenaamde PTSD gelei het nie. Selfs mense wat in baie groot trauma betrokke was, wat ewige ontsnap en ontwyking moes doen, wat vir 6 weke lank die uiterste dissipline onder moes lewe, soos jy mag nie 'n sigaret aansteek as dit donker raak nie, niks drink nie, vir 6 weke in die bos, en dan kom jy huis toe en kom jy uit, en kom ontlaai jy daardie spanning. En dit was 'n man se lewe. Dit het van ons mans gemaak. Maar as ons gaan kyk na vandag, meer as 3 dekades nadat die oorlog geëindig het, wat vind ons vandag? Dat baie jong mense het nie 'n idee dat daar 'n oorlog in Angola geveg was nie. Baie jong mense in Suid-Afrika het geen idee wat daar vir hulle opgeoffer was nie. Baie mense in Suid-Afrika sien die oorlog in Suidwes op die grens as 'n gedwonge toestand waarvan niemand wou deel wees nie. En dit is so hartseer, want dit sê vir ons hoe ons kinders vandag grootmaak. Want ons wil hulle beskerm, ons wil hulle nie blootstel nie. Ons wil hê hulle moet in veiligheid en in vrede kan voortleef, en mense moet hulle net uitlos. Maar ons moet onsself die vraag afvra of ons dan nie ons kinders so half as 'n bietjie swikkerig groot maak nie. Oppas net wat jy daar sê, moenie dit sê nie, pas op hiervoor, pas op daarvoor. En tog het niemand dit vir ons as jong mense gesê, voordat ons die operasionele gebied binne gegaan het, om 'n vyand te gaan beklei nie. Wat ons suksesvol gedoen het nie, wat die geskiedenis verdraai het, na 30 jaar van ANC regering in Suid-Afrika. En ons moes dit mos geweet het, dat dit gaan gebeur. En dan kyk ek na die swart jeug, hierdie video, wat daar in Tembisa geneem is, waar hierdie kinders van laerskool af geleer word van kill the farmer, kill the boer. Dis die wit man se fout. Dis apartheid se skuld, dis kolonialisme se skuld. En hulle word groot gemaak met wraak in hulle bloed. Hulle word groot gemaak met een doel, en dit om uiteindelik te kan oorleef in 'n gewelddadige wêreld. Want die sterkste een is baas. Dis hoe dit groot gemaak word. Dis hoekom Europa vou onder die invloed van immigrante. Want Europa het lankal verval in 'n veiligheidssyndrome, of 'n veiligheidssyndroom dat alles net goed is en reg is, en dat jy tog nie jou naaste moet te nakom nie, dat jy 'n gaping moet gee en skep vir hierdie immigrant wat onder sulke haglike omstandighede in hulle eie lande groot geword het. En nou word hulle by hulle hope vermoor in hulle eie veilige lande, eens veilige lande. Word hulle kultuur oorgeneem, hulle stede gebrand, hulle word vir hulle geloof aangeval, en ons sien hoe die Islam meerderheid stelselmatig besig is om Europa soos ons dit ken of geken het te verswelg. Maar dit was op ons toegewens,
in 94 en voor 94. En ons, na 'n paar jaar, klompie jare later, 30 plus jare later, besef dit was 'n groot fout. En dat ons in die proses om onsself veilig te hou, onskuldig te hou, het baie mense begin leuns vertel oor hoe hulle diensplig ervaar het en gedoen het. Hulle self begin verontskuldig uit vrees van werk verloor en vrees vir vervolging en vrees dat die massas hulle gaan verswelg. Nou dit maak nie saak wat so mooi stories jy vertel nie, maar as jou kinders grootgemaak word met 'n wraak in hulle alledaagse liedjies wat hulle sing, dan sê dit vir jou, jy staan in elk geval nie 'n kans nie. Behalwe as jy jouself gaan begin voorberei en gereed maak om die werklikheid in die gesig te staar. Waar ons 'n punt gaan bereik waar ons jeug sal moet mobiliseer om vir hulle self te kan opstaan en waar dit nie net 'n handjievol ouens is wat met kakiklere loop en baie aggressief lyk nie, maar dat ons 'n hele volk het om so te laat lyk, om te mobiliseer tot op daai stadium. Die vraag is, gaan dit gebeur? Gaan dit betyds gebeur? Gaan dit gebeur voordat hierdie geïndoktrineerde massas oor die vlaktes aankom? En wat en hoe gaan ons na onsself kyk en onsself beskerm? En ja, miskien sal die manne wat destyds uitgesien het daarna om grens toe te gaan, manne wat gesê het, hulle wil net nie weer in 'n oorlog betrokke raak nie. Dit was hulle lekkerste tyd oor, maar hulle wil dit nie oor hê nie. Dat hulle dit dalk weer gaan oorkry. Nie omdat hulle dit wil hê nie, maar omdat dit vir hulle gebring word. En die vraag is, hoe berei ons ons kinders en kleinkinders voor op 'n potensiële konflik wat aan die kom is, wat alles daarop dui, en hoe gaan ons hulle sodanig voorberei dat hulle besef, hulle is sterker. Hulle kan beter dink, hulle kan beter redeneer, hulle kan beter beplan. En hulle kan 'n stryd oorwin wanneer dit by oorlewing gaan. Maar ons sal dit in hulle moet inkry en hulle daarvoor moet voorberei of ons daarvan hou of nie. Anders is daar vir ons geen toekoms nie. Dink daaroor. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is dan eerste ding môreoggend weer terug by julle. Mooi loop, lekker dag.